Onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat U koninkryk kom. Laat die wil geskied, Laat U wil geskied, soos in die hemel, soos in die hemel, net so op die aarde. net so op die aarde. Gee asseblief Gee asseblief ons daaglikse brood. ons daaglikse brood. Vergewe ons sonde. Vergewe ons sonde. Vergewe ons die mense wat teen ons gesondig het. Vergewe ons die mense wat teen ons gesondig het. Laat ons nie in versoeking kom, Laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die krag en die heerlikheid en die heerlikheid tot in ewigheid. tot in ewigheid. Amen. Amen. En die dag toe ek my doodsvonnis kry en die dokter sê vir my, daar is soveel tyd. Was een op my bucket list dat ek graag die evangelie wil verkondig. Met 'n voorwaarde. As U vir my meer tyd gee, sal ek die evangelie verkondig. En dis nie reg nie. Want dis manipulasie. Maar ek het 'n belofte aan die Here gemaak. Ek het vir die Here regtig, ek moet vir julle sê, stukkie woord en woord op sy tyd is nie goed wat gekies word om oor te gesels sommer net nie. Dis my tyd met die Here wat ek deel. Dit is deel van my bucket list. Wat ek deel met elke liewe persoon. Ek het my Bybelversie wat ek doen en daar rondom mag ek so kort gedagte daaroor. Dan deur die dag, dan loop ek en ek praat met die Here. Soos wat in die laaste liedjie is, die Here praat met my, ek luister. En so gaan ek deur my gedagtes en so gaan jy deur jou issues en jou tissues. Dan besef jy hoeveel het die Here al vir jou gedoen en jy deel daai ervaring, daai deel wat Jesus vir jou wys, deel jy met ander mense. En dit is hoe ons moet deel wat ons kan deel. Baie keer dink jy, ja, Psalm 23, die Here is my Here en ek sal my ontbreek nie. Al jy sê hom op soos 'n resitasie of kom ons vat vanmôre se Onse Vader. Wanneer gaan jy diep daarin en jy gaan raak stil oor die Onse Vader? Wanneer gaan raak jy stil oor iets? En dit is wat belangrik is. Ons moet begin stil raak oor dit wat ons ontvang. Baie keer sê ons, Here, U hoor nie my gebed nie. Here, ek bid teen die siening vas. Maar ons gaan teen die siening vas bid as ons nie die woord oopmaak nie. Want die woord se oopmaak is waar die Here met jou begin praat. Toe daai vrou so op die stoel sit en sy die Bybel in haar hand, was sy besig om 'n conversation met die Here te hê. Here, praat met my, die woord is oop. En baie van ons het nie meer die riglyne wat ons oopmaak in die Bybel en ons gebruik het nie. En ek het 'n manier soos wat julle weet, as ek kom huisbesoek doen, bring ek nie my eie Bybel saam nie. Want ek gebruik joune. Want joune sê vir my wat aangaan in die huis. Weet julle dit? Ja, ons is nie skarrel mense as hulle hoor die pastoor is op pad. Steek weg die sigarette, val uit brandbottel, steek hom daar agterweg, wat sprei gegoed die huis. Ja, dit is gebeur. Maar ek sê daarom te oordeel. Nie een van ons gaan 'n ander ou oordeel nie. Nie een van ons gaan 'n ander ou oordeel nie. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Wat die ander ou doen is sy saak. Bid eerder vir hom. Bid eerder. Jette, mense. Nou as ons kyk na Lukas 12 vers 16 tot 21.
Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Daai mens en vir, ek gaan dit vir daai kind gee. Ek gaan dit vir hom gee. Maar dis nie 'n skat wat 'n mens moet wegberg. Dis iets wat jy aan vashou wat nie moet vasgehou word nie. Die wêreld vra, wat wil jy nog doen voordat jy sterf? Wat wil jy nog doen? Maar God kom en hy vra, wat doen jy met jou lewe voordat jy vir my gaan staan? Waarmee is jy werklik besig? Waarmee is jy werklik besig? Dit wat jy besig is, kan dit God verheerlik. Die moeilikste is vandag om 'n tiener te wees. Die moeilikste is om 'n kind in die skool te wees. Want jy kan nie jou Christendom meer uitleef in die skool nie, want dan word jy gespot. Dit is so moeilik. En dan ook, dit is moeilik om jou Christendom uit te leef in die samelewing. Want as jy gaan staan en bid vir iemand op straat, dan sê hy, ja, daai ouens wil shine vat. Nie waar nie? Maar dis wat die Here op jou pad gesit het. Ek voel ons moet eers gou 'n gebedjie doen. Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U met dankbare harte. Dankie Here vir nog 'n dag. Here, dankie vir nog 'n dag wat begin het, wat onderste bo was, wat alles skeef geloop het, Here, maar daar's 'n rede agter alles. Here, daar waar die mense gister daai olie uitgegooi het om op die pad, soos hulle sê is, die mense gooi olie uit om ongelukkig te maak, om geld te maak. Here, dankie vir daai beskerming dat U ons beskerm het. Maar Here, vanoggend wil ek ook dankie sê vir dat ons elkeen kan asemhaal. Ons kan lekker asemhaal. En dat U ons nog die geleentheid gee om die woord van God te hoor. Here, vandag kan ons nie net hier in die kerk sit en net as ek sit hier net sodat die pastoor die maandag bel en vra waar was ek of ek sit net hier om te sit, net om iemand se siel rustig te maak. Ek het kerk toe gegaan. Maar Here, ons is hier om U te ontmoet vanmôre. Heilige Gees, beweeg in hierdie plek, van sitplek tot sitplek. Maak ons harte oop. Breek harde grond oop. Bring lig waar daar duisternis is. Bring hoop waar daar moedeloosheid ingetree het. Bring genesing waar daar wonde is. Here, hier's wonde, Here. Ek voel dit aan vanmôre dat die wonde is wat seer is. Bring bekering waar ons van die pad af weggedwaal het, Here. Ons is so maklik om weg te dwaal. Here, praat met ons vandag oor ons bucketlist. Die dinge wat ons nog wil doen, bereik, self wil sien en beleef. Maar voordat ons vra wat ons nog doen, vra ons, Here, wat wil U met my lewe doen? Wat is U plan? Vader, laat elke persoon vandag sy of haar lewe deur U oë van die ewigheid sien. As daar dinge is op ons lys wat geen ewigheidswaarde het nie, wys ons dit, Vader. As ons so besig geraak het om hierdie wêreld te leef, dat ons die ewige lewe uit die oog verloor het, skud ons vanmôre wakker. As daar iemand hier is wat nie weet waar hulle met God staan nie, laat hulle vandag die dag van red, dat dit vandag die dag wees waar hulle gered word, Here. Here, laat niemand dieselfde hier uitstap vanoggend nie. Niemand gaan dieselfde uitstap soos wat hulle ingestap het nie. Ek bid dat die woord vandag soos 'n swaard deur ons verskonings, trots, selfgeregtigheid en uitstelsel sny. En wanneer hierdie diens klaar is, Vader, laat daar net een begeerte in ons harte wees.
Here Jesus, laat my lewe tel vir U. Ons gee hierdie diens ten volle oor aan U. En ons bid dit in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Het almal hulle oor toe gaan. Hoeveel vra ek? Baie keer moet jy jou oor vra as jy bid. Mense vra baie keer my, hoekom loer jy as jy bid? Ek wil check wat om my aankom. Jy moet wakker wees, wakker. Nou ek vra nou vanmôre vir elkeen van julle, hoe lyk julle bucketlist? Wat sal daarop wees? Miskien 'n oorseese reis? Miskien om die see weer te sien? Of miskien 'n huis te besit? Of skuldvry te wees? Dink jy hoe lekker gaan dit wees as jy skuldvry is? Ek wil graag nog my eie besigheid begin. Wie in hierdie kerk wil hulle eie besigheid graag begin? 'n Besigheid wat vir jou 'n inkomste kan bring. Ek wil trou. Ek wil my kleinkinders sien. Ek wil 'n sekere plek besoek. Ek wil iets doen wat ek nog altyd uitgestel het. Daar is niks noodwendig verkeerd met hierdie dinge nie. Rarig, daar is niks verkeerd om te sê jy wil nog dit of jy wil nog dat nie. Maar vandag wil ek jou 'n ander vraag vra. Hoe lyk jou geestelike bucketlist? Wat moet daar nog gebeur tussen jou en God voordat jou tyd op aarde verby is? Is ons almal werklik op die regte plek? Wat is daar nog wat jy moet regmaak? Wie moet jy nog vergewe? Mensies, om te loop met haat hier in jou hart. Vergewe. Vir wie moet jy nog vertel van Jesus? Wat het God jou voorgeroep om te doen, wat jy aanhou uitstel? Watter verhouding moet herstel word? Watter soort sonde moet gelos word? Onthou net, ek sê hier om vinger te wys nie. Hierdie persoon wat hier staan, maak ook foute. Die mensies wat hier sit, elkeen maak foute. Niemand is perfek nie. Asseblief onthou dit, ons is so geneig, en ek gaan dit nou noem, ek gaan dit noem. Dink ek kan jou gebruik as 'n voorbeeld. Kleintjie, ek sien julle elke Sondag in die kerk. Sy vat die voorste ry of die ry derde van vooraan, en sy wil gesien word om te sit. Sy wil hê almal moet sien sy is hierso. Nou gaan sy uit en sy gaan staan daar agter en rollezol. Is dit wat julle dit noem? Is dit 'n rollezol? Ja, slaaizol. Sit ons so staan. Ons vat gou. Wat is daai pasvie gou of ons as jy is, ja, kyk daai valse Christen. Kom net uit die kerk uit en kyk wat gaan doen sy. Hou op kyk vir daai persoon. Hou kyk, hou vingerwys aan daai persoon. Kyk na jouself. Kyk na jouself asseblief. Ek vra jou mooi. Watter persoon moet nog hoor, ek is jammer oor dit wat ek aan jou gedoen het. Of ek vergewe jou vir dit wat jy aan my gedoen het. Of laas het jy vir iemand gesê, Jesus is lief vir jou. Maar dit is makliker om te sê, jy gaan sê, daai een loop met die Bybel onder die arm. Woensdag toe ek by die ouete huis inkom, toe kom ek wragtig met die Bybel onder die arm ingestap. Want ek het nooit my tablet gecharge nie. Ek het nooit gecharge nie, en dan is jy verlore. As my woord nie gecharge is nie, want ek glo so 'n bietjie in tegnologie. Want ek wil nie tyd mors om hier te blaai nie, maar weet jy wat, daai blaaie klink so mooi. Daai blaaie van die woord klink so mooi. Maar ons moet ophou. Wanneer laas het jy regtig vir iemand gesê, Jesus het jou lief? Kobie, julle stap daar waar julle deurstap elke dag. Het julle te doen met baie mense waar julle is? Het julle al na een van daai mense toe gegaan en gesê, die Here is lief vir jou? Kleintjie, jy loop baie daar in Pretoria Noord rond. Het jy al vir die mense gesê, die Here is lief vir jou?
Sê jy dit? Elise, Ja. wanneer laas? Ons maak planne vir vakansie, ons maak planne vir ons aftrede, ons maak planne, finansiële planne, ons maak planne vir volgende jaar. Hey, ons sien almal uit na volgende jaar, hè. Want hoe gaan volgende jaar lyk? Maar hoeveel mense maak ewigheidsplanne? Die man met 'n bucket list, maar sonder God. Bucket list sonder God. Soos wat Lukas 12 vers 16 tot 21 wat ons gelees het. Jesus vertel van die ryk man wie se grond goed gedraai het. Die man het 'n probleem gehad, maar dit was 'n probleem wat baie mense graag sou wou hê. Hy het te veel gehad, sy skure was te klein. Hoeveel mense dink hulle skure is vol, hulle het baie geld. Dit is maklik om baie geld te hê en alles te kan betaal, om hier 'n lisensie te koop en hier 'n PDP te koop en soos vanoggend wat nou gebeur het is die R3000 boete wat daar gekry is. Jy kon dalk gesê hoor ek kom skiet gou graafies hier onder die tafel. Mense is so geneig om as hulle baie geld het om die skaakmat te gebruik en jou te skei waar jy moet wees. En dit is maklik om gou ietsie onder te doen. Nee. Huh? Hoe sê kleintjie? Ry altyd met 'n R20 of 'n R200. Alle lisensie is 'n R200, dis nou R200. Maar ja, dink 'n bietjie daaraan. Baie mense het baie, maar hulle lewe, hulle bucket list gaan oor 10. Daarom, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Dit is wat hierdie man gesê het, hy het te veel gehad, hy het nie meer plek gehad nie. Toe besluit het ek sal dit doen, ek sal my skure afbreek en met groter bou. Kyk mooi na sy taal, my vrugte, my goed, my skure, my siel. Myne. Alles draai om jouself. Alles draai om daai ou self. Alles is syne. God is nêrens in sy planne. Nêrens nie. Hy praat nêrens van God nie. Nêrens nie. Hy het 'n finansiële plan gehad, hy het 'n uitbreidingsplan gehad, hy het 'n aftreeplan gehad. Hy het 'n bucket list gehad, maar hy het nie 'n ewigheidsplan gehad. En toe hy homself bevind, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. Dis wat ons doen. Dit het jy al gesien, hè? As mense deur moeilikheid gaan, hoe vol is die kerk? Maar sodra dit goed gaan, dan is daar nie meer nodig om kerk toe te gaan. As jou kar weer ry, dan ry hy weer. Dan vergeet jy daar, maar dat alles. Hierdie ou het al gedink hy nog baie jare oor. Maar God sê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Hierdie nag kom. Daai persoon wat verkeerd lewe, wat geld by mekaar maak, wat net lewe vir die mooi dinge in die lewe. Daar gaan 'n dag kom wat sy siel geëis of haar siel geëis gaan word. Wat dan? En dit gaan nie volgende jaar gebeur nie. Nie oor 10 jaar, dit kan vandag gebeur. As jy die Here ken en hy vat vandag, hy besluit vandag is jou laaste dag. Wat dan? Wat dan? Jou bucket list het 'n vervaldatum, het jy dit geweet? Onthou, die dokter sê vir jou, jy 3 maande oor. Want kyk na al die stories van die mense wat kanker het. Hulle bucket list het hulle 1 tot 10 gemaak. En hulle deel dit nou op, okay, ons het 6 maande oor, so dit moet so, daai moet daai, en dan kom daar 'n vervaldatum. Wat nou die dag is wat jou laaste asem gaan uitblaas. Dan sê Jakobus 4 vers 14 sê, want hoekom
Ekskuus, want hoedanig is julle lewe? Dit is tog 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Dit verdwyn. Ons leef soms asof ons onbeperkte tyd het. Eendag sal ek. En ek dink aan 'n ou tannie wat ek lank mee op pad gestap het. Sy het vir my gesê, sy gaan kerk toe gaan volgende jaar. Sy sal van Januarie maand of sy gaan begin kerk toe gaan. En dan is sy reg. Januarie maand het gekom, sy gesê, nee, kom ons draai vir Februarie maand. En toe is daar eendag 'n begrafnis toe sy by die kerk. En net 'n maand later is sy dood. Sy het gekom vir 'n begrafnis. Ons het nie sy reg gemaak het nie. Ek gee 'n voorbeeld. Wat ek probeer sê. Eendag sal ek meer tyd vir God maak. Eendag sal ek vergewe. Eendag sal ek kerk toe gaan. Eendag sal ek my lewe regmaak. Eendag sal ek die persone bel. Eendag sal ek die roeping uitleef. Eendag sal ek Jesus ernstig begin volg. Maar niemand van ons het 'n kontrak wat sê môre nie. Ons het net vandag. Net vandag is ons beloving. Jy kan geld verloor en weer geld maak. Jy kan besittings verloor. En weer besittings koop. Maar daar is een ding wat jy nooit kan terugkoop nie, dit is tyd. Ek vat gisterand. Weet julle hoe genadig was die Here gewees vir daai kind wat daar sit? Daai vlamme was hoog. Hy is die kleinste, hy is die enigste een wat daar kon in beweeg het. Dat hy in 'n boom staan, dat die boom hier aan die onderkant brand, maar hy staan in hy boom om daaronder dood te maak. Hy hoes nie, hy proes nie. Hy het baie seer, want hy is vol dorings. Hoe genadig is die Here nie? En hoe dankbaar kan ek as ma wees? Want ek wil hospitaal toe ry. Maar hoe dankbaar kan ek wees dat hy vanmôre hier sit? Daar sy arms is vol pleisters, hy is toegemaak oralste. Maar hoe dankbaar kan ek wees? Dit kon sy laaste oomblik gewees het. En hy kon dalk gesê het, dat toe hy klein was, het hy gesê, hy gaan 'n Fireman Sam word. Hy het ons net Fireman Sam gekyk. Dis al wat hy gekyk het as klein kind op TV, of op sy tablet, Fireman Sam. En hy was altyd opgewonde. En gisterand was hy Fireman Sam, van 2 uur af, was hy Fireman Sam. En dit was dalk een van sy bucket bietjies wat hy gedoen het. Nou weet hy hoe voel dit om uit 'n plek uit te staan en die onder die vuur te bestudeer. Ek doen dit net. Ek sê dankie vir Jesus, dat Jonah glad nie hoes nie, glad nie proes nie, JP ook, glad nie, hulle was net vrekvel. Ja. Maar ja, vandag, kom ons kyk na vandag. Jy kan geld verloor en jy kan weer maak, jy kan besittings verloor en jy kan weer koop, maar daai tyd, elke minuut wat verbygaan, is 'n minuut wat jou lewe, wat jy nooit ooit weer gaan terugkry nie. As jy 'n beker water vat, en ek sê dit baie, jy staan bo op 'n brug en daar's 'n rivier wat loop, en jy gooi daai water daarin, daai selfe water wat daar uitgekom het, kan jy nie opvang later nie. Dis klaar. Jy kan hom nie opvang nie. As jy die water, 'n glas water vat, nee. Ekskuus, ek moet jou nou in die rede val. Gisterand het Stoffel vir my so gepreek en dis presies vandag waar Ja, maar wag, jy vat die glas water, nee. Jy gaan staan op die Langkafee se brug, nee. Daar's 'n rivier, Kaalplaas, 'n rivier of iets wat daar deurloop, nee. Nou reën dit lekker. Nou staan jy aan die kant van die brug en jy gooi die water in die water die kant in. Dan kom jy aan die kant van die brug en jy daai glas water weer hier kan uitskep. Jy kan nie. Dit wat verby is, mense, is verby. Jy kan niks daaraan verander nie. Jy kan niks daaraan doen nie. Al wat jy daaraan kan doen is vra, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Sodat jy vergifnis kan kry. Sodat jou bucketlist reg is. Wat is bo aan jou lys? Matteus 6 vers 33 sê, maar soek allereers die koninkryk van God
En sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Alles sal vir julle bygevoeg word. Ek het eendag hier gestaan en ek het vir iemand gevra, ek dink dit was vir Gisela, die vraag vir hulle gaan die kerk nou, eendag gaan ons nou eendag ons eie kerk en goed. Dit was al woorde net aan my, soek al eers die koninkryk van goed en alles sal vir jou bygevoeg word. Nou as ons nou daaraan dink, jy het nodig om jou lewe te verander. Maar waar soek jy dit? By die mens? Nee, by God. Soek eers sy koninkryk. Wat is sy koninkryk? Om vir hom te lewe. Let op die woord eers. Eers, né? Soek alle eers. Eers is nie wanneer daar tyd is nie. Nie wanneer kinders groot is nie, nie wanneer jy aftree nie, nie wanneer jou probleme opgelos is nie. Eers is, die vraag is net, is my God op my lys? Is my God op my lys? En die vraag is, waar op my lys is God werklik? Waar is hy werklik? En Jesus, is Jesus nommer 1? Of is hy jou oorblyfsels? Of gee jy jou beste energie aan werk? Hier kom het nou. Of gee jy jou ure aan selfone? Pastor Des het so mooi boodskap gegee, donderdag aand. Pastor Des is nou nie my persoon nie. Maar hy gee goeie boodskap. Ekskuus ek sê dit, maar almal is nie almal se favorite. Almal eet nie Kentucky nie. Almal eet nie Wimpy nie. Almal eet nie McDonald's nie. Almal eet nie, wat is hierdie ander Chicken nie? Of Hungry Lion. Ons almal verskil. So ons almal hou nie van daai ou se preke of daai ou se preke nie. Maar dit wat hy gesê het, het nogal aan my hart oor selfone. Wat gryp ons eerste in die oggend? Jou selfoon. Word jy eers stil, dan gaan jy na jou selfoon toe. Hoeveel mense slaap met hulle selfoon in hulle hande? Praat ek die waarheid? As baie mense wat aan die slaap raak met die telefoon in die hand. Hoor my? Val jy by Jonah? Kijk. Ure voor die televisie. Nou hier staan nou iemand van julle wat rustelose jare, Sewende Laan, Egoli, ek weet nie wat was nou alles nie, maar jong in die middag as ek by die huis gekom het, dan kyk ek mag gekos en dan kyk ek na my stories. En daai stories was my alles gewees. Ek het al by die werk gesit en dink ek, wat gaan in rustelose jare vanaand gebeur of vanmiddag gebeur en jy sien uit na rustelose jare. Dis toe ek gelewe het vir die wêreld. En daai televisie was my alles gewees. Ek het aangehou TV kyk en dit was my afgod gewees. En nou kom ons kyk 'n bietjie hoeveel tyd gee ons aan sosiale media. Oeps. Ons gee ons tyd aan mense. Hoeveel tyd gee ons aan mense? En dan sê ons, Here, ek het vandag net nie genoeg tyd gehad om dit te spandeer. Here, ek kan nou nie vanaand bid nie, want ek nog 'n harde dag agter die rug. Ek sal môre aand weer 'n bietjie bid, of ek sal oormôre. Mensies, God vra nie om ergens in jou bucketlys te wees nie. Hy vra nie dat jy jou eie nommer word nie. Hy wil hê jy moet jou alles gee, jou hele lewe moet Jesus wees. Ek sê nie jy moet met die Bybel onder die arm heeltyd loop nie, maar Jesus moet hier wees. Jesus moet die groot punt in jou lewe wees. En sê vir my, ons almal hier het ouers. En van ons ouers is nie meer met ons nie. Wil ons ouers gelukkig maak? Wil ons werklik ons ouers gelukkig sien? Wil ons Vader gelukkig sien? Wil ons hom tevrede stel, soos wat ons ouers tevrede wil stel?
'n mens wil nie 'n teleurstelling wees nie. 'n Mens wil graag 'n persoon wat belangrik is in jou lewe, wil jy nie teleurstel nie. Nou kom ons kyk bietjie na 5 dinge wat op elke gelowige se bucketlist behoort te wees. Nommer 1, ek wil Jesus werklik ken. Kyk 'n bietjie die Jesus film. Ek dink hy's op YouTube, hy's gratis. Kyk 'n bietjie die hele Jesus film. Ek dink hy's so 2,5 ure. Kyk hom 'n bietjie. Filippense 3 vers 10 sê sodat ek hom kan ken. Ken jy werklik vir Jesus? Werklik. Paulus het nie net gesê ek wil meer van Jesus weet nie. Hy sê ek wil hom ken. Daar's 'n verskil tussen kennis van God en 'n verhouding van God. Dit is soos iemand wat die Bybel uit hulle kop uit ken. Maar het hulle 'n verhouding met die Here. Het hulle werklik 'n verhouding. Jy kan al die verse in die Bybel ken, maar het jy werklik 'n verhouding? Het jy werklik daai verhouding? Jy kan kerk toe gaan en steeds koud wees. Jy kan elke Sondag hier sit en jy kan nog steeds koud wees vir die Here. Jy kan godsdienstig wees sonder intimiteit met Jesus. Sonder tyd te spandeer. Halleluja, prys die Here. En ons steek ons hande op en ons loof en ons prys en ons gaan ter kere. Maar as ons hier by hierdie hekke uitgaan, dan vergeet ons. Dan sien die mense iets anderste. Die eerste item in jou bucketlist behoort te wees, Here, voordat my lewe verby is, wil ek U dieper ken. Ek wil 'n verhouding met U hê. Ek wil U ken. Ek wil doen waarvoor God my geroep het. God het vir elkeen van ons 'n taak gegee om te doen. Elkeen van ons het 'n taak. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En glo vir my, jy is nie toevallig hier neergesit nie. Jy is nie toevallig net hier nie. Daar is 'n doel met elkeen van ons se lewens. Elke liewe een. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n prediker te wees om jou roeping uit te leef nie. Ons praat nie van daai roeping nie. Die verpleegster het 'n roeping. Onderwyser het 'n roeping. 'n Moeder het 'n roeping. 'n Pa het 'n roeping. 'n Sakeman kan 'n roeping uitleef. Die pensionaris kan steeds 'n roeping hê want hulle wag vir 'n pensioen. SASSA mense kan steeds 'n roeping hê want hulle wag vir hulle SASSA om uit te betaal. Nee? Solank jy kan asem in jou liggaam gee, kan jy jou roeping wat jy het, kan jy gebruik. Dit wat die Here vir jou gee, kan jy dit gebruik. Moenie sê ek is te oud nie. Niemand hier is te oud nie. Niemand hier is te oud om 'n vis te vang vir Jesus. Niemand nie. Niemand nie. Of moenie sê ek is te jonk nie. Paulus sê vir Timoteus, niemand moet sy jonkheid verag nie. Moenie sê ek het te veel foute gemaak nie. Glo vir my, hier is mense wat baie foute in hulle lewe gemaak het. Groot foute. Ek is een van hulle. Wie's nog? Ja, nee, wag, al af, julle gaan laat ek met harder bid. Ons almal het foute gemaak. Ons almal het groot foute gemaak. Petrus het vir Jesus verloor en God het hom steeds gebruik. Ek sê dit baie. Jou verlede hoef nie jou laaste hoofstuk in jou lewe te skryf nie. Jou verlede is verby. Dit wat jy gedoen het is verby. Is verby. Die foute wat jy gemaak het is verby. En God kan steeds die oorblywende stuk wat van jou lewe oor is, kan hy gebruik. Ek het agtergekom mense, baie pastore word pastoor op 'n laat ouderdom. Almal begin nie altyd vroeg nie, hulle begin nie laat eers. As ek vat
Waardeur moes ek gegaan het om Jesus werklik te leer ken? Ek het nie 'n pastoor geword omdat ek wou nie. Dis 'n roeping. Want ek het gehoor, ek wou nie. Ek wil nie. Maar die Here sê jy sal. Ek het gaan swat, want ek wil weet wat is die verskil tussen 'n pastoor en 'n dominee, want 'n dominee kon nie vir my gebid het nie. 'n Dominee kon nie na my huis toe kom en vir my sê, wat fout in my huis nie. Hy sê, nee, sien, kry vir jou pastorale hulp. Nou, hoekom is die dominee dan nou daar? Ek kon dit nie verstaan het nie. Toe gaan swat ek nou maar om te verstaan, hoekom is daar 'n dominee en 'n pastoor. Toe begin ek nie verstaan. Maar eers moet jy beradings wat. Ek moes eers dit gaan swat het, sodat ek kan verstaan hoekom my ouers was, en hoekom hulle foute gemaak het, en hoekom ek foute gemaak het, en waar dit in die lyne kom. Baie mense glo nie aan bloedlynvloeke nie, baie mense glo nie aan baie dinge nie, maar ek glo aan seer mense. As jy seer het, en jy kry 'n kind, en jy het nie gedeel met jou seer nie, skuif dit oor na die kind. En as daai kind nie deel met die seer nie, skuif dit weer so oor. En dis kom ek sê, ek dank die Here vir JP en vir Jonah, wat saam met my net so hard werk in die bediening, om die Here se woord te verkondig. Ek sê vir die Here, dankie daarvoor. Want dit is 'n eer en 'n voorreg om jou kinders deel daarvan te hê. Dit is 'n eer. En hulle sê nie hulle is te jonk nie, hulle sê dit moeilik om te bid vir mense. Maar ja, God kan ons steeds gebruik. Ek wil vergewe voordat te laat is. Ek het vir iemand 'n boodskap gegee wat baie kwaad is vir my. En ek het vergifnis gevra, maar sy antwoord my glad nie terug nie. Dink jy ek het my deel gedoen om vir te sê ek is jammer? Ja. Dit is nou by haar, nee. Dan kom ons kyk Efesiërs 4:32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dink julle daai ou wat 'n kind verkrag mag vergifnis ontvang? Ja. Miskien behoort daar nog vandag 'n naam op jou bucketlist te kom wat nie in plek is nie. 'n Naam dat jy dalk iemand moet vergewe, met iemand met wie jy moet vrede maak, vir iemand wat jy moet sê ek is werklik jammer. Jammer oor hoe ek jou behandel het. Ons dra soms 20 jaar plus 'n bitterheid rond oor iets wat 20 minute geneem het om te gebeur. En daardie persoon wat jou seer gemaak het, leef dalk rustig voor. En jy sit met die. Gister toe ek by iemand was, en die persoon my genoeg, het die persoon gesê, ja, hy was verkeerd om sy kinders te behandel soos wat hy hulle behandel het. Sê ek, ja, maar dit help nie, ek klou vast daaraan nie, want hy sê, as hy nie so opgetree het, het nie dit gebeur, en as hy nie so nie, ja, dit het gebeur. Maar op die ou het hy Jesus gevind, wat die belangrikste is. Baie keer verwyder God goed uit ons lewe uit, vat hy mense weg, sodat jy deurbraak kan kry, sodat jy kan vergewe, sodat jy kan sê, weet jy wat, ek is jammer. Dis die persoon wat vir 20 jaar met hy seer loop, maar jy dra dalk elke dag 'n wond. Vergifnis sê nie dit wat gebeur het, was reg nie. Gisteroggend 'n oproep gehad van 'n vroutjie wat deur haar boetie verkrag is. En sy het gesê sy het hom vergewe en nou kan sy met hom praat. Maar dit het haar meer as 20 jaar gevat om haar boetie te vergewe. En 20 jaar het verbygegaan wat sy nie naby 'n man gegaan het nie. So sy 20 jaar van bitterheid het sy hier binne nagehad. En nou is dit weg. Nou kan sy praat en nou is sy vergewe. So vergifnis gaan nie langer hierdie pyn toelaat nie, wat jou gevange hou nie. Vergewe die persoon wat aan jou dinge gedoen het, wat jou seer gemaak het.
Ek wil iemand na Jesus toe lei. Dis een van dit is ook 'n punt op 'n bucket list. Markus 16 vers 15 sê, ga die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wat as God vir jou vra, wie het my gehoor omdat jy geleef het? Jy geweet deur ek het Sondag het ek Jesus gesien. Sondag het ek gesien Jesus in mense se lewens gesien. Ek het nie nodig gehad om 'n Bybel oop te maak nie. Ek het net nodig gehad om te sit en kyk. Dis al wat ek nodig gehad het. En wat as God vir jou vra, wie het my gehoor omdat jy geleef het? Hoeveel mense het jy al werklik vertel van Jesus? Ons wil 'n nalatenskap agterlaat. Huise, geld, besighede, foto's, besittings. Maar die grootste nalatenskap wat jy kan agterlaat, is iemand wat Jesus leer ken het, omdat jy bereid was om te praat. Dis die awesomeste nalatenskap. As ons byvoorbeeld, ek wil nie, kom ons gaan nie 'n voorbeeld maak nie, maar daar is mense rondom jou, wat dalk nooit 'n preek gaan hoor nie. Hulle gaan dalk nooit in 'n kerk kan kom nie, want kerk maak seer te kyk. Kerkmense maak seer. Maar hulle kan deur hoe jy lewe, kan hulle Jesus sien. Jou lewe kan die enigste preek wees, wat daardie persoon die week gehoor het. Ek kon nou vanmôre uitgeklim het en daai teks, wat is daai TPA en daai speaker, kon ek nou half fortune vir hom. Maar nee, ons het maar net almal daar gesit en ons was geskok. Maar ons kon ledig gewees het. Daai man kon daar weggespin het en gesê het, heerlike dinge gesê, maar hy het gekies. En so kan jy ook kies. En dalk het sy nou die Jesus in hom gesien, want hy het nie beklei nie, hy het mooi met haar gepraat. Almal was mooi. Maar dink net as ons almal uit daai taxi uitgespring het en ons het hom behalwe mekaar gekom. Sy is so laaste gekom en ons was baie. Maar ja, so kyk mense na jou lewe. Kyk mense waarmee jy besig is. Kyk. Ek wil my wedloop klaar maak. 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry en het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Paulus sê nie, ek het alles gehad wat ek wou hê nie, maar hy sê, ek het klaar gemaak. Dit behoort jou begeerte te wees, om jou wedloop klaar te maak. Nie net Here gee my 'n lang lewe nie. Nie net Here maak my bekend nie. Here maak my getrou. Met 'n bucket, met een van jou bucketlyste wees. Here, ek wil my alles wat ek wil hê, wil ek van U af ontvang. Nie van die mens af. Here, voltooi in my alles waarvoor U my geroep het. En ek glo vas, as iemand te sterwe kom, het hulle werk gedoen wat hulle moes doen. Maar die Here gaan nie vir jou wegvat as jy nie klaar is. Want elkeen van ons het 'n doel op aarde. Wat moet vandag van elkeen van julle wat hier sit en luister, Facebook kykers, YouTube, wat se bucket list? Wat moet van jou bucket list afkom? Of nou draai ons die vraag om, is daar dinge wat ons moet byvoeg, maar daar is ook dinge wat ons moet afval. Ek soos die mense sê, ek is 'n pastoor wat staan met die sambok, ek preek net sonde. Ek preek nie sonde. As dit jou pla, dis kon jou pas trek op aan. Nou kom my vraag van Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. Wat jy dra, wat nie saam met jou na die volgende seisoen kan ingaan, is bitterheid. Hoeveel keer gesels ons oor bitterheid? Jaloesie. Hey man, ek het jaloesie gesien hierdie week. Baie jaloesie.
Ek is te trots om jammer te sê. Ek is te trots. Ons moet my trotsheid los, daai geheime sonde waarmee ons besig is. Wat is geheime sondes? Daai wat jy op jou foon kyk in die nag as almal slaap. Daai geheime dinge wat net jy en die Here weet. Om vergewensgesindheid vrees, mense se goedkeuring, verkeerde verhoudings, ou wonde, skuldgevoelens, en dan die behoefte om altyd reg te wees. Jy wil altyd daai laaste sê, jy wil altyd reg wees met alles. Dis amper klaar. Sommige mense vra, Here, hoekom beweeg ek nie vorentoe nie? Hoekom bly ek waar ek is? Hoekom bly dinge net soos wat dit is? Maar hulle probleem hardloop terwyl hulle tasse uit die verlede uit saamdra. Jy kan nie vorentoe gaan met die verlede nie. Jy kan nie. Jy sal moet skoon kom. Kyk 'n bietjie iemand wat nou net gedoop is. Die oomblik wat jy daai water uit opstaan, is jy ligter? Is jy ligter? Baie ligter. Want alles is afgewas. So, kom ons kyk. Jy kan nie alles saamvat waarheen God jou geneem het nie. Die leë-emmer. Stel jou voor, jy sit vandag 'n leë-emmer voor jou neer. Dink julle kan julle oë toemaak en daaraan dink. Hierdie emmer verteenwoordig die res van jou lewe. Ons weet nie hoe groot die emmer is nie. Vir iemand is daar dalk 60 jaar wat voor lê. Vir iemand 20, vir iemand 5. Niemand weet hoeveel jare se emmer is voor jou. Maar jy kry vandag hierdie een vraag. Waarmee gaan jy hom vul? Wat gaan vandag in jou nuwe emmertjie kom? Meer geld? Meer goed? Meer argumente? Meer ure op jou selfoon? Meer bekommernisse? Omdat daai emmer, as jy nou jonk is kan jou emmer groot wees. As jy oud is jou emmer bietjie kleiner. Of kan jou emmer bestaan uit gebed, liefde, mense, vergifnis, diensbaarheid, God se woord, gehoorsaamheid, sielewen vir Jesus. Want wanneer jou emmer eendag leegloop, gaan die vraag nie wees hoeveel jy besit het nie, maar wat jy gedoen het met wat God jou gegee het. Dit is die vraag. Onthou, jy gaan leeg staan. Jy gaan so staan. Wat het jy gedoen met jou emmer? Wat? Die belangrikste item op jou bucketlist is, daar is egter een ding wat belangriker is as wat ons vandag bespreek het. Maar seker jou saak is reg met God. Maak 100% seker, dat as jy jou oë vandag toemaak, nee, waarheen gaan jy? Markus 8 vers 36 sê, want wat sal 'n mens baat as hy die hele wêreld wen aan sy eie siel skade ly? Jy kan jou land op jou bucketlist besoek, jy kan jou droom motor ry, jy kan jou droom huis besit, jy kan suksesvol wees, jy kan bekend wees, jy kan baie geld hê. Jy kan alles afmerk, dis gedoen, dis gedoen, dis gedoen, maar Jesus het die belangrikste, het jy gemis. Soos die ryk man in Lukas 12, het genoeg gehad vir sy aftrede, maar hy was nie gereed vir die ewigheid. Is jy, wat hier sit, gereed vir jou ewigheid? 'n vraag wat alles verander. Stel jou voor, Jesus kom staan vandag voor jou en sê, jy het nog 1 jaar. Gaan jy geskok wees? Wat gaan jy verander? Wat jy moet verander? Wie sal jy wel? Wie gaan jy vergewe? Waaroor sal jy jou ophou om oor bekommerd te wees? Wat sou skielik onbelangrik word? Hoeveel tyd sal jy met God spandeer? Vir wie sal jy van Jesus vertel het? Uit watter droom sou begin uitleef? Watter gehoorsaamheidsstap sal jy neem? Dan vra ek jou, hoekom wag? Waarom moet ons eers hoor, ons het min tyd voordat ons begin?
met die lewe wat werklik vir elkeen van ons kosbaar is. Die lewe is kosbaar vir elkeen. Ek wil nie sê hier's my bucket list nie. Ek wil sê hier's my ewige bucket list. My ewige, ek weet nie wat's bucket list in Afrikaans nie. So dit klink beter bucket list, dan weet almal waarvan hulle praat. Want dit ander ene gaan nie lekker klink nie. Ek skryf 5 dinge daar neer. Iemand wat ek wil vergewe, iemand met wie ek moet sê ek is regtig jammer, iemand vir wie ek van Jesus wil vertel, iets wat God my gehelp het om te doen, wat ek uitstel, en iets in my lewe wat ek moet los. En heel onderaan, Jesus is eerste. Is Jesus eerste in jou lewe. Moenie bang wees om hierdie lys vandag te begin, asseblief. Moenie bang wees. Begin jou lys vandag. As jy vandag jou saak met die Here wil regmaak, onthou, die dood kom soos 'n oogwink, jy maak net toe, dis verby, jou oë is toe, dis verby. Nou kom ons, maak ons oë net toe. Almal, ons maak ons oë toe. Moenie aan die persoon langs jou dink nie. Hierdie is tussen jou en God. Vra 'n bietjie, Here, as vandag my laaste dag was, is ek gereed? Here, is daar iemand wat ek moet vergewe? Is daar iets wat ek moet regmaak? Is daar iets waarvan ek moet wegstap? Is daar iets waarvoor U my geroep het wat ek aanhou uitstel? Here, hoe lyk my bucket list deur U oë? En Here, die heel belangrikste vraag is, Jesus, is U werklik eerste in my lewe? Nie wag vir eendag nie, mense. Eendag is nie op die kalender nie. Daar is 'n maandag, daar is 'n dinsdag en woensdag. Daar is geen dag genaamd met een dag nie. Die dag om vergewe is vandag. Die dag om terug te kom na God is vandag. Die dag om jou roeping ernstig op te neem is vandag. En die dag om Jesus eerste te stel is vandag. Wanneer my lewe eendag klaar is, hoop ek mense sê, sy het baie goed, hoop ek nie mense sê, ekskuus, sy het baie goed gehad nie. Ek hoop hulle kan sê, daardie persoon het Jesus lief gehad. Daardie persoon het geleef vir Jesus. Daardie persoon het mense gelei na Jesus. Sy het gedoen waarvoor God haar geroep het, of hom geroep het. Sy het haar wedloop klaar gemaak en sy het hom reggemaak. Moenie die wêreldse bucket list vat wat sê hoeveel dinge kan ek doen voordat ek dood is nie. Maar hoeveel dinge kan ek vir Jesus doen voordat ek my laaste asem uitblaas. Dit gaan daaroor of jy eendag voor Jesus kan staan en hoor. Dit staan in Matteus 25 vers 22, mooi so, goeie en getroue diensknegt. As jy daai woorde graag wil hoor, as wat ek graag wil hoor, nou kom ons buig ons hoofde en ons maak die diens klaar, ons sluit af. My hemelse Vader, ek kom na U toe en ek sê vir U dankie. Dankie vir hierdie woord wat U vandag vir ons gegee het. Here, hier waar ons weer eens herinner word, waarmee ons besig is. Here, ons staan voor U. Here, nie met ons besittings nie, nie met ons titels nie, nie met ons prestasies nie, nie net omdat ons is nie, maar Here, U ken die aantal dae wat elkeen van ons oor het. U weet wat ons nog wil doen, maar die belangrikste van alles is, U weet waarvoor U ons geskep het. Elkeen van ons is geskep met 'n doel. Daarom bid ek vandag, Here, verander ons bucket list. Haal dinge uit wat ons van U af wegtrek. Breek ons liefde vir die tydelike. Maak ons harte honger vir die ewige. Maar Here, waar daar onvergewensgesindheid is, help ons om te vergewe. Waar daar sonde is, Here, bring bekering. Here, laat hulle daai 180 grade terugdraai. Waar daar uitstel is, bring gehoorsaamheid. Waar daar vrees is, gee geloof. Waar daar 'n roeping is, laat dit vandag begin. Waar daar iemand is wat ver afgedwaal het, trek hulle terug na U hart, Vader. U weet van elke liewe persoon.
Jesus, ons wil nie net eendag aan die einde kom van ons lewe met 'n vol bankrekening en 'n leë seël nie. Ons wil nie huise gebou het, maar die koninkryk vergeet het nie. Ons wil nie die wêreld gesien het, maar Jesus misgekyk het nie. Ons wil nie alles bereik, en tog het ons doel gemis nie. Daarom sê ons, Here, hier is my lewe. My tyd behoort ten volle aan U. My gawes behoort aan U. My familie behoort aan U. My werk behoort aan U. My geld behoort aan U. My toekoms behoort aan U. My drome behoort aan U. My bucket list behoort aan U. Here, gebruik my. Gebruik elkeen van ons. As daar iemand is wat ek moet bemoedig, Here, stuur ons. As daar iemand is wat ons moet vergewe, gee ons krag. As daar iemand is wat van Jesus moet hoor, gee hulle moed. As daar 'n deur is wat toegemaak moet word, Here, maak daai deur toe en gee vir ons gehoorsaamheid. En wanneer ons laaste dag kom, ons het eendag kom, laat ons nie terugkyk en sê ek wens ek het nie. Wat elkeen kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Here, wanneer ons eendag voor U staan, is daar 'n ding waarna ons verlang, om uit die mond van ons verlosser te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Tot daardie dag, laat ons lief hê, laat ons vergewe, laat ons dien, laat ons getuig, laat ons gehoorsaam wees, laat ons lewe en bo alles, laat ons vir Jesus lewe, ons gee ons lewens opnuut aan U. Here, mag hierdie woord op vrugbare grond en oes dra. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Jy speel gou vir mamma daai liedjie wat ons so mee gesukkel het. Daar's nie 'n agtergrond nie. Dis net 'n lied. Ons maak almal 'n lys van plekke waarheen ons wil gaan, dinge wat ons nog wil doen, drome wat ons wil bereik. Maar het jy ooit stil gestaan en gevra, Here, wat staan op uw lys vir my lewe? Ek jaag so maklik agter môre aan, maak my planne, kies my eie baan. Ek sê eendag sal ek tyd daarvoor kry, maar vandag stap stil by my verby. Ek wil nog sien, ek wil nog gaan, ek wil nog soveel dinge aanpak en verstaan. Maar wat beteken alles wat ek ben, as ek aan die einde nie my Jesus ken? Leer my tel wat werklik tel, leer my hoor wanneer U roep. Ek wil nie net bestaan nie, Heer, ek wil leef waarvoor U my geroep het. Wat staan op my lys, Heer? Wat staan eerste in my hart? Is dit alles wat ek self wil hê, of is die deel van elke stap? Ek wil lief hê, ek wil vergewe, ek wil gee terwyl ek kan. Jesus, vat my bucket list en skryf U wil daarop. Wat as jy net vandag gehad het? Wie sou jy vergewe? Wie sou jy bel? Vir wie sou jy sê, Jesus het jou lief? En watter ding wat
verby is, voor ek besef wat werklik kosbaar is. Nie nog 'n dag in bitterheid verloor, terwyl die genade my na vryheid roep. Laat my hande ander mense dien, laat hulle Jesus deur my lewe sien. En as my reis hier eendag klaar moet wees, laat my spore wys, ek het vir U geleef. Wat staan op my lees, Here? Wat staan eerste in my hart? Is dit alles wat ek self wil hê, of is U deel van elke stap? Ek wil lief hê, ek wil vergewe, ek wil dien terwyl ek kan. Jesus, vat my bucket list. Dit was net so. Ek skryf U wil daarop. Die wêreld vra, So, enige iemand wat wil jy doen voordat jy sterf? wat hulle lewe wil Maar regmaak. miskien vra God vandag, Wat seker is, ek het vandag die laaste asem uitblaas, dat jou bucketlist reg is. Hier is my hande, hier is my hart, hier is Maar iemand wat gebed nodig het, hier is vandag. Vat my drome, vat my plan, Jesus, hier is alles wat ek julle is stil, is julle Hier geskoel. staan op my lees, Here. Hier staan eerste in my hart. Laat Jesus eerst in jou lewe wees. Sy skatte, En alles val in plek val vir dit wat voor lê. ek sal lief hê, ek sal vergewe, Jy gaan seer kry. ek sal dien terwyl ek Jy gaan jou toon staan. Jy gaan in dorings dra. En jy gaan nie alleenig daardeur nie. Dit is van saam met jou deur elke stap. Maar jy moet volhou wat Jesus vra om te doen. Amen. Jy het jou werklik klaar gemaak. My bucket list. Nie net plekke wat ek wil sien nie. Nie net dinge wat ek wil hê nie. Maar mense om lief te hê. Mense om te vergewe. Mense om van Jesus te vertel. En heel bo aan my lys. Jesus! Amen. Ons kom vandag in Jesus se naam. As een familie staan ons saam. Met harte vol dankbaarheid en lof bring ons aan God die hoogste eer en roem. Ons is love upon grace, Deur sy liefde gered, deur sy genade gedra. elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fondament. ons leef vir sy eer alleen. Totdat hy weer kom. Wanneer die storms om ons woed, Gee hy vir ons
nuwe moed. Wanneer ons val, lig hy ons op in sy genade, is daar altyd hoop. Ons is love upon grace, deur sy liefde gered, deur sy genade gedra, elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament, ons leef vir sy eer alleen, totdat hy weer kom. Ons sal die wêreld vertel van Jesus, ons sal sy lig laat helder skyn, ons sal die liefde van die Vader dra, tot elke hart sy genade vind. Ons sal die wêreld vertel van Jesus, ons sal sy waarheid laat weerklink, want elke siel is kosbaar vir die Here, en elke knie sal eendag voor hom buig. Ons is love upon grace, deur sy liefde gered, deur sy genade gedra, elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament, ons leef vir sy eer alleen, totdat hy weer kom. Aan God die Vader al die eer, amen, amen, amen. Waar God se liefde ontmoet en sy genade lewens verander.